Nou voordat ek nou hier uit die Bybel vir u voorlees, wil ek ook vir u net sê hoekom ek hierdie gedeelte gekies het. Gistermiddag toe ek moes besluit waaroor ek vandag die woord aan u wil verkondig, het ek nou so in my Bybels rondgeblaai en ek het in my biblioteek gekyk en ek het nou idees gesoek. En toe die Here met my gepraat. Hy het die mond van 'n kind gebruik om met my te praat. My kleinseun het daar in my studeerkamer gesit en hy kom toe na my toe, hy sê, oupa, hoekom preek oupa nie oor die seentjie met die 5 brode en die 2 vissies nie? Don, wil jy vir die mense net sê, hoekom jy gedink het ek moet daaroor preek? Die seentjie het 2 brode en 5 broodjies, 2 vissies en 5 broodjies gehad. En sy ma het hom gegee dalk vir 'n kofpakkie vir sy skool. En daar was baie mense wat gevoed moes word. En hy het toe vir die Here Jesus dit gegee as 'n persent. En hy het vir al die mense dit gegee. En Jesus Christus is die grootste persent wat ons gekry het. En hy het gereken, baie dankie Don, hy het gereken dit, al is Kersfees nou verby, maar dit is nog steeds die gees van Kersfees wat geld. En ons moet oor daardie wonderlike present van God aan die mens, moet ons dink. En hy het toe vir my het gesê, en ek het dit met geloofsore gehoor, dat dit werklik is wat die Here op my hart moes lê. Hy het dit deur 'n kind op my hart gelê. Baie kere hoor ons iemand sê, die Here het vir my gesê, en die Here het dat vir my gesê, en dan het ek al baie keer gewonder, hoe werk dit, dat die Here vir 'n mens sê? Dan het ek vir myself gesê, wel, jy dink dit self uit, dit is die Here wat die gedagte vir jou gee, but God can also use a child, a little boy, and that is what we are going to read about today. A little boy to bring the gospel and to talk to you. We must just be alert so that we hear God's voice. Now, let's read about the multiplication of the bread. Johannes 6 vanaf vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die English says Andrew, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies. Maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. There should be no leftovers. Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy
is werklik die profeet. Die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan. Hy alleen. Ons teksvers vanoggend is, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense? My broer en suster, 5000 mans, afgesien nou van die vrouens en die kinders, het kos nodig gehad. Hulle kon nie gaan reis en gaan kos koop nie, want dit was 'n afgeleë plek. Al wat die mense by hulle gehad het, was 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Die garsbrode was die kos van die arme mense van daardie tyd. Hulle het garsbrode geëet. En daardie 5 broodjies, se hoeveelheid krummels was waarskynlik nie eers genoeg, dat elkeen van hulle daarom 'n krummel kon kry. Die 5000 krummels miskien. Dit was heeltemal hopeloos te min. Wat kan 'n mens nou daarmee doen? Port Elizabeth het oor 1 miljoen, ongeveer 1.100.000 mense. Maar daar is maar 'n handjievol predikante en pastore en sendelinge en evangeliste wat die evangelie aan die miljoen mense moet verkondig. In Suid-Afrika is daar ongeveer 50 miljoen mense en weer eens net 'n handjievol predikante, woordbedienaars wat die woord, die brood van die lewe kan uitdeel. Om die brood van die lewe, want dit is wat Jesus Christus is, He is the bread of life, aan die mense uit te deel, sodat hulle geloof kan groei, sodat hulle geloof daardeur gebou kan word. Maar hier, by hierdie seentjie, by hierdie menigte mense van 5000 mans, het Jesus Christus voorsien. Want niemand het honger gely nie. Nou dat Jesus in die hemel is, hoeveel meer kan hy nie aan ons voorsien nie? Because now he has all the power in heaven and on earth. Hier oor die verhaal wat ons gelees het vanoggend, het dit net gegaan oor 5000 mans. As mens die vrouens en die kinders byreken, was daar sê nou maar so 10.000 mense. Maar vandag wat hy in die hemel is, voorsien hy in jou behoeftes, in my behoeftes, in die wêreld se behoeftes. Ons durf nie min dink of klein dink aan Jesus Christus se krag of van Jesus Christus se krag nie. Hy voorsien werkers vir die oes, al is die oes groot en die werkers maar min, hy voorsien. Nou lees ons in vers 4, die hele vers 4 sê net een ding, die Paasfees van die Jode was naby. Dis 'n hele vers. Met ander woorde, Johannes wil dit beklemtoon dat ons dit baie goed moet raak sien vanoggend. Dit was nie sommer enige dag nie, die Paasfees was naby. Toe die mense aan die Paasfees gedink het hulle ook teruggedink aan die ongesuurde brode wat hulle met Paasfees moet eet. Brode. Hulle het ook gedink aan die manna wat hulle in die woestyn gekry het, hulle voorvaders in die woestyn gekry het, soveel eeue van tevore. Daar in die woestyn het God brood uit die hemel vir hulle gegee. Hulle het dit manna genoem. Met ander woorde, Jesus het iets gewys oor homself. Hy het iets meer gegee as bloot net brood. Hy wou die mense laat sien wie hy werklik is. Soos die Israeliete destyds, eeue van tevore, vir Moses, hulle leier, gevolg het daar uit Egipte land uit, deur die Rooi See, daar deur die woestyn, so het die mense nou vir Jesus Christus gevolg, daar na die afgeleë plek daar tussen die berge, langs die see van Tiberias. Soos wat God destyds vir die Israeliete manna gegee het, sodat hulle kon eet, daar in die woestyn, waar hulle nie kon koring plant nie, nie kon mielies verbou nie,
het God vir hulle manna gegee. Nou op daardie selfde manier gee Jesus Christus nou vir die mense brood. Want hy is die brood van die lewe. Dit lees ons in Johannes 6 vers 35. Want Jesus die volgende dag, die dag na die wonderwerk, het hy vir die mense gesê, ek is die brood van die lewe. I am the bread of life. Nou Jesus het rondgekyk, en hy het baie mense gesien. En hy sê toe vir Filippus, waar kan ons gaan brood koop, om vir hierdie mense te gee? En nou lees ons in die Bybel, dat hy het dit net gesê, om vir Filippus te toets. Hy wou natuurlik sien, of Filippus, wat nou al vir 'n lang ruk saam met Jesus rondgeloop het, en die ander disippels rondgeloop het, of Filippus daarom nou al geleer het, dat Jesus Christus kan wonderwerke doen, dat hy die Almagtige is, dat hy die Seun van God is. Maar Filippus het hierdie toets heeltemal gedop, want hy sê vir die Here Jesus, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie te laat kry nie. Nou 200 mense se dagloon beteken, as jy dit aan een persoon koppel, dit is waarvoor 'n persoon 200 dae in 'n jaar moet werk. Dis 200 dae se salaris, se loon, om vir elkeen net een ou stukkie te kan koop. En hy sê eintlik daarmee, ons het nie genoeg nie. 'n ander disipel, Andreas, hy het nie juist beter gedoen nie, want hy sê vir die Here Jesus, daar is 'n seentjie met 5 brode en 2 visse. En dan sê hy, maar wat is dit vir so baie mense? Dis ons teksvers. Maar wat is dit vir so baie mense? Hoor jy die ongeloof daarin? Hy dink nie daaraan dat hy in die nabyheid is van die Seun van God nie, die Almagtige nie. Ons het nie genoeg nie, dis wat hy eintlik sê. Is dit nie so dat ons wil ook baie keer die eindresultaat van 'n projek sien, voordat ons die projek eers aanpak? Ons sê eers, het ons geld vir hierdie projek? In die koninkryk van God werk dit anders te om. God voorsien. Ons moet net die werk doen. Ons moet op die roeping, moet ons agslaan. Dink maar aan Centerpoint, hierdie groep. Ons is nou amper 2 jaar in die gang. Ons het begin met niks. En ons het gegroei. Geloofsgroei. Wie het die groei gegee? Jesus Christus deur sy Heilige Gees. Nie waar nie? Wie het finansiële groei gegee? Jesus Christus, deurdat hy mense daartoe gebring het om in 'n kollektesakkie te gooi. Mense wat nie eers by Centerpoint betrokke is nie, wat bydraes maak, sodat hierdie diens kan voortgaan. Die Here voorsien, die Here vermeerder. Ons is mos geneig om te sê, ons het nie genoeg nie. Hoor wat die woord van die Here vanoggend vir elkeen van ons sê. Kom ons kyk na 5 garsbroodjies en 2 visse. Eerstens, 'n klein seentjie verskaf dit. Tweedens, Jesus vermeerder dit. En derdens, Jesus versprei dit. Kom ons kyk na hierdie punte een na die ander. Eerstens, 'n klein seentjie verskaf dit. God bring hierdie seentjie na Jesus toe. Hy is nie maar net toevallig daar nie. Ons weet niks van hierdie seentjie nie. Maar daardie dag was hy die regte seentjie op die regte plek. God het hom soontoe gestuur. Ons weet nie eers wat sy naam is nie. Dit maak nie saak wat sy naam was nie. Dit maak nie saak wat hy daar gedoen het nie. Dit maak nie saak wat hy met daardie 5 brode en die 2 visse wou gedoen het nie. Ons weet nie. Dit word nie in die Bybel vir ons gesê nie. Maar God het gesorg dat daardie seentjie daardie dag in Jesus se nabyheid was. Hy was nie toevallig daar nie. Kan jy sien wat dit beteken dat God voorsien? Dit is God se voorsienigheid. In English, that is God's providence. He provides
He knows what we need. Kom ons vertrou op God dat hy hierdie groep, Centerpoint Christian Forum, en dat hy die kerk van Jesus Christus sal uitbou en sal beskerm oor die eeue heen. Het God sy volgelinge gesoek en gevind en gered. Dink maar aan hoe hy vir Abraham gevind het, daar in die verre land, en gesê het, gaan na die land wat ek vir jou sal wys. Hy het vir Abraham beloof dat daar 'n verlosser sal wees. Hy het vir die Israeliete gered uit die mag van die slawehuis van Egipte. Oor die eeue het dit gebeur. Toe Abraham byvoorbeeld al 100 jaar oud was, het God vir hom 'n seun gegee. Hy het beloof hy sal vir hom 'n seun gee, en hy het dit toe gedoen. Al het Abraham tussen die belofte en die gee van die seun gedink, nee, ek dink ek is al 'n bietjie te oud, en my vrou is al 'n bietjie oud. Ek moet myself 'n bietjie handjie bysit. En toe trou hy met sy slavin. Hy maak maar sy eie planne. Met ander woorde, waar hy eers baie gelowig hierdie belofte van God aanvaar het, het hy later begin twyfel, gaan God dit werklik kan doen? Maar God het dit gedoen. Hy het vir hom Isak gegee, en uit Abraham en Isak en Jakob het die hele volk van Israel gegroei. God het vir Dawid daar agter die skape weggehaal. Dawid was 'n skaapwagtertjie. En hy het vir Dawid geroep, sodat hy teen Goliat kon gaan veg. En jare later het Dawid die koning van Israel geword. Hy het vir Moses vir die volk gegee. Moses wat in 'n mandjie was en wat deur die prinses van die farao gered is daar tussen die bissies en die riete in die rivier, in die Nylrivier. Hy het vir Moses laat opgroei in die farao se paleis, sodat hy al hierdie kennis kan kry, want God het Moses vir die volk voorsien om hulle leier te wees, om hulle uiteindelik uit Egipte land uit te lei. Hy het die profete gestuur. God het die profete gestuur, Jesaja en Jeremia en Amos, en noem hulle maar op, om God se mense elke keer na hom toe terug te roep, dat hulle moes bekeer. Hy het vir Johannes die Doper gestuur, voor die geboorte van Jesus Christus, om die pad vir die Here Jesus gelyk te maak, sodat wanneer die Here Jesus sou begin preek, dat die pad al vir hom gelyk gemaak is. Ons lees dit in Johannes 1 vers 23. Hy het vir die Here Jesus disippels voorsien, om saam met hom deur Palestina te loop, en besig te wees met die verkondiging van die blye boodskap. Kan u sien? God voorsien. Hy voorsien predikers, predikante, selfs onwilliges. Mense wat nie wil preek nie, wat nie die evangelie wil uitdraai. Dink maar aan Jona. Jona wou nie na Ninive toe gaan nie. Hy wou nie vir die Niniviete gaan preek en sê hulle moet hulle bekeer nie. En uiteindelik is hy in die see gegooi, toe hy nou wil weggaan na 'n ander rigting, en 'n vis het hom ingesluk, die vis het hom later uitgespoek, en God het vir hom gesê, wat maak jy hier, Jona? Gaan, want ek het ons vir jou 'n opdrag gegee. Jona was onwillig, maar uiteindelik het hy tog die evangelie gaan verkondig, en het hy tog vir die mense gesê, bekeer julle. En dan lees ons, die hele Ninive, 'n hele stad, en al sy mense, het hulle tot God bekeer. Dus hy maak ook gebruik van onwilliges. Dink maar aan Paulus. Paulus het die disippels, die volgelinge van Jesus Christus, vervolg. Hy het hulle laat opsluit in tronke, hy het hulle laat slaan, totdat hy die Here Jesus daar op die pad na Damaskus ontmoet het, met 'n helder, blink lig. En toe het God hom die sendeling van alle tye gemaak. Die een wat
die evangelie uitgedra het aan die heidene en aan die Jode. Dink aan Petrus, wat vir die Here Jesus verloon het. Daar op die nag toe hulle vir die Here Jesus gearresteer het, en net voordat hy nou gekruisig is, toe sê 'n diensmeisie, maar jy is ook mos een van sy volgelinge. Toe sê hy, man, ek ken nie hierdie man nie, ek sweer ek ken hom nie. Hy roep God as getuie, en hy vloek, lees ons. Maar tog het Jesus hom, die rotsman van die kerk gemaak. Want hy het die Christelike kerk op Petrus gebou. En 1400 jaar later het God vir Luther en Calvin gestuur om die kerk te hervorm. Die kerk wat gesê het, jy moet geld betaal, dan kan jy gered word. Jy kan jou sondes loskoop. Jy moet net soveel en soveel betaal, dan word jy gered, dan gaan jy reguit hemel toe as jy die dag doodgaan. En jy moet so lewe en jy moet nie anders lewe nie. Luther en Calvin het gesien dat die Bybel en veral in Romeine staan daar, jy word net deur die geloof gered, deur die geloof in Jesus Christus. Hulle het daai tyd in Latyn uitgedruk en gesê, sola fide. Sola beteken net, en fide beteken geloof. Net geloof in Jesus Christus sal jou red. Ek het 'n paar voorbeelde so uit die Bybel uitgedoem, waar ons kan sien dat God het voorsien. God provided for his people. Maar so het God ook hierdie onbekende seentjie na Jesus en die mense toe gestuur. Daar word selfs oor hierdie onbekende seentjie in die Bybel geskryf. As ek nou vir u sou vra, sou u graag iets oor jouself in die Bybel geskryf wil sien? Daai seentjie het nie daarvoor gevra nie, maar ons het vandag oor daardie onbekende seentjie gelees. Jy moet nooit dink dat jy is onbekend, of dat jy nie belangrik is nie, of dat jy niks in die koninkryk van God kan doen nie. Selfs al is jy onbekend en jy dink miskien, wat kan ek tog in die kerk doen? Niemand ken my nie, dan moet jy onthou, God ken jou. Werk in sy koninkryk. Ons onderskat dikwels God se voorsienigheid. We underestimate his providence, that he can provide all the time. Andreas, sy disipel wat nou al hele ruk saam met hom en die ander disipels met Jesus rondgeloop het daar in Palestina, hy het minachtend van die 5 brode en 2 visies gepraat. Hy sê ons het 5 brode en 2 visies. Wat is dit vir so baie mense? Die Satan laat ons so dink. Die Satan laat ons dink, wat kan ek in elk geval doen? Daar is so baie probleme rondom my. Wat gaan dit help as ek iets daaraan probeer doen? Ek is maar net een persoon. As ouers dink julle miskien, daar is so baie versoekings waarteen ek my kind moet beskerm. Wat kan ek in elk geval doen om hom of haar te beskerm in hierdie wêreld? Want ek weet so min. Hoe kan ek hom beskerm teen Satan? Ek weet so min van die Bybel of van teologie. Hoe kan ek my kind van God vertel? Wat kan ek nou eintlik in die kerk doen met my op paar talentjies? Watter verskil kan ek maak? Dit sal tog nie werk nie. Wanneer jy so praat, grynslag die Satan vir jou. Want dan sien hy wen. Hy grynslag. Hy wil nie hê jy moet iets doen nie. Hy wil net hê jy moet niks doen in die koninkryk van God nie. Jy moet niks maak van jou talente en jou vaardighede nie. Hy sê vir Jesus, maar wat is hierdie 5 brode en 2 visies vir so baie mense? Moenie vir God onderskat nie, my broer en suster. Vir jou talente, groot of klein talente, gee God die krag. Dit is God wat daardie talent vir jou gegee het. En hy gee vir jou die krag. Hy gee vir jou die dynamo, die dinamiek daarvan.
Paulus het een keer gesê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Want dan werk God in my. 2 Korintiërs 12 vers 10. Dit lyk asof hierdie seentjie heel gewilliglik sy persent aan Jesus gegee het. Hierdie persent van 5 brode en 2 visies. Hy het nie gedink, laat ek hier wegkom nie. Hy het nie gedink, hierdie groot mense gaan my kos wegvat nie. Ek moet liewers maar weghardloop. Die disippels het dit ook nie sommer net van hom al weggevat nie. Die Here Jesus sou dit in elk geval ook nie toegelaat het nie. Jesus het net gesê, laat die mense gaan sit, vers 10. En toe vermeerder Jesus dit. Die tweede punt. Die mense het op die gras gaan sit en Jesus het die brode en die visies gevat. In sy hande was enige iets moontlik. Hy het nie die persent wat hierdie seentjie vir hom gegee het, geminag nie. Hy het nie gedink dit is maar niks nie. Hy is die Almagtige en hy gebruik klein mensies en gewone groot mense om sy werk op aarde te doen, om wonderwerke te laat gebeur. Ons klein gawes aan hom word wonderwerkgawes. Miracle gifts, miracle offers. Die wêreld kan dan dink jy en jou geld en jou goed en jou werk en dit wat jy doen is eintlik niks nie. Maar die Bybel wys ons elke keer, hy gebruik die geringe persoon in sy diens. Dawid was 'n geringe skaapwagtertjie, maar hy het vir Goliat beveg en oorwin en later koning van Israel geword. En so kan mens baie voorbeelde gebruik uit die Bybel uit waar die Here die swakke, die geringe gebruik het in sy diens. Jesus het die brood en die visies by die seentjie geneem, want die seentjie het vir hom gewillig gegee. Ons lees in Hebreërs 13 vers 16, moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Hebreërs 13 vers 16. In English, do not neglect to do good to others and to share with others, because these are the offerings that pleases God. Jesus sal jou offers, jou presente aan hom aanvaar, al is dit in jou oë miskien 'n klein presentjie. Jesus het selfs, luister mooi, vir sy Vader in die hemel gedank vir 5 brode en 2 visies. Hy het nie gedink, ag dit is so min, hoekom sal ek nou my Vader daarvoor bedank nie? Hy het daar voor al die mense 5 brode en 2 visies in sy hande geneem. 5000 mense wat voor hom sit en hier dank hy sy Vader. Ek wonder wat daardie mense gedink het. Gaan hulle dan nou, wie gaan nou watter visie kry? Daar is maar net 2 en daar is maar net 5 broodjies. Maar hy het dit so belangrik geag dat hy vir God daarvoor, sy Vader daarvoor gedank het. He thanked his Father. Hy neem die brood en die visies en hy gee dit vir die disippels en hy sê, hulle moet dit aan die mense uitdeel. En 'n goddelike wonderwerk het plaasgevind. Soos wat die disippels dit versprei het dit vermeerder. Die brood het meer en meer in Jesus se hande geword, en dit het meer en meer in die disippels wat dit versprei het, se hande geword. Selfs 12 mandjies vol brokstukke, leftovers, is agterna opgetel, nadat al die mense versadig geword het. En nou moet jy nie dink, dis 12 klein mandjies nie. So wat ons dink, jy gaan winkel toe met 'n klein mandjie, om 'n paar kruiniersware daarin te sit. Nee,
hierdie klein mandjies, hierdie mandjies waarvan gepraat word, was groot mandjies. Ons lees byvoorbeeld in 2 Korintiërs 11 vers 32, dat 'n groot man soos Paulus by 'n stadsmuur afgelaat is, toe hy moes vlug vir sy vervolgers, sodat hy kon wegkom. 'n Man kon in daardie mandjie sit. Dit is 12 sulke groot mandjies vol. Uit 5 garsbroodjies en 2 visies. Soos wat Petrus, wat 'n visserman was, die visies in sy hand vir die mense uitdeel. As hy een uitdeel, dan sien hy, daar's nog 'n vis, en daar's nog 'n vis, en nog baie visies. En dit het nie opgehou in sy hande en in die hande van die ander disippels om te vermeerder nie. Soveel as wat hulle uitgedeel het, hoe meer het daar in hulle hande verskyn. Christus gebruik ons gawes en hy vermeerder dit, soos wat hy daar die visies en daar die brode vermeerder het. As jy hom met jou gawes dien, en elkeen van u het 'n gawe, en 'n paar gawes. As jy hom met jou gawes dien, dan sal jy nooit sonder 'n gawe wees nie. Want dit is hoekom jy op die aarde is, om God te dien. Hy sal jou gawes vermeerder. Jesus het 5 broodjies en 2 visies vermeerder, en 5000 mans, 10.000 mense ongeveer, as jy die vrouens en die kinders byreken, daarmee gevoed. En dan die derde punt, Jesus versprei dit. Hy versprei hierdie gawes, hierdie brode en die visies. Hy het nie alleen die brood en die visies vermeerder nie, maar hy het dit ook versprei, dat almal daarvan genoeg kon kry. Hoekom het hy dit gedoen? Hy het 'n heilige doel gehad. He had a holy purpose with this miracle. It was not just to impress the people. He wanted to show the people something about himself. Hy wou vir hulle wys dat hy self is die brood wat lewe gee. Hy gee dit vir hulle. En die volgende dag het hy juist vir die mense gesê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Johannes 6 vers 35. Broer en suster, God gee steeds vandag gawes aan ons, sodat ons dit kan versprei. Hy gee dit nie vir ons, dat ons dit maar net vir onsself moet hou nie. Hy gee, dat ons dit moet versprei. Hy gee vir jou sy woord, waar die woord, elke bladsy in hierdie woord, is vol van God, en vol van Jesus Christus. Hy gee dit, nie dat ons nou maar moet lees en sê, hy, dis nou interessant nie. Nee, hy gee dit vir ons, sodat ons dit wat hierin staan, weer aan ander kan gee. Is dit nie wat Don byvoorbeeld vanoggend gedoen het nie? Wat hy gistermiddag al gedoen het nie? Dit is waarvoor hy vir ons die woord gee. Hy gee vir jou die lewenskrag, die energie, die dinamika, sodat jy kan werk en iets kan verdien om weer aan ander mense te gee. Jy dalk min om te gee, wie weet. Maar Jesus dink nie min van jou nie. Al gee jy min, hy dink nie min van jou nie. Daar is die gelykenis, nie gelykenis, daar is die verhaal in die Bybel, waar die Here Jesus by die skatkis, by die tempel gestaan het, en waar al die rykes baie geld in die skatkis gegooi het, groot kollektes, en toe kom daar 'n arm weduwee, en sy het net 2 pennies, en sy gooi die 2 pennies in, maar dis al wat sy het. Toe kyk Jesus daarna, en hy sê, hierdie weduwee het meer gegee, as enige iemand anders. Dink maar aan die seentjie ook. Hy het 2 visies en 5 brode gehad. Hy het nie gesê, ek wil al 1 vir myself hou nie. Hy het die hele persent vir die Here Jesus gegee. En die Here Jesus het dit vermeerder en toe versprei. Die Here Jesus dink nooit min van jou nie. Nooit. Hy dink so baie van jou, dat die Here Jesus selfs sy hemelse koninkryk verlaat het, meer as 2000 jaar gelede, en aarde toe gekom het, en 'n mens kom word het. 'n Mens wat siek kan word, 'n mens wat moeg kan word,
'n mens wat kan doodgaan. Hy, die ewige God, het so baie van jou en van my gedink, dat hy hom verneder het, om na die aarde toe te kom. Hy het so baie van jou en my gedink, dat hy gewilliglik aan die kruis gaan sterf het, sodat jou en my sondes betaal kan word. Waar hy dit vir jou gedoen het, gee jou self as 'n offer aan hom, in ruil. Nie dat daar ooit 'n vergelyking kan wees nie, maar lewe in sy diens. Vra jouself, wat kan ek in sy koninkryk doen? Nou hierdie wonderwerk het vir Jesus verheerlik. It glorified Jesus. Die mense het gesê in vers 14, Johannes 6 vers 14, hy is werklik die profeet. Hy is werklik die profeet. Die een wat na die wêreld toe moes kom. Dit was vir hulle so 'n wow oomblik. Hy is die profeet. Die een wat na die wêreld toe moes kom. Met hierdie woorde van hulle is dit duidelik, hulle het onthou hoe God hulle vaders uit Egipte deur die Rooi See gelei het en wonderbaarlik kos gegee het daar in die woestyn. Met manna en met kwartels vir vleis en so meer en water daar in die woestyn. Die Jode het gretig na hierdie profeet waarvan hulle praat uitgesien. Hulle het verlang dat hierdie profeet moes kom. Hulle het onthou wat Moses soveel eeue gelede daar in die woestyn vir hulle voorvaders gesê het. Hy het vir hulle gesê in Deuteronomium 18 vers 15, die Here God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom. The Lord God will let a prophet come up from amongst you. En hy sal een van julle volksgenote wees. Hulle onthou dit hier wat hulle vir Jesus sien, waar hy die brood en die visies vermeerder. En hulle sê, hy is daar die profeet. Hy is daar die Messias. Hy is die Christus. Jy kan met jou gawes, jou talente, kan jy ook daardie evangelie uitbring. Dat ander mense kan sê, wow, ek het Jesus Christus ontdek. Hy is nie maar net 'n figuur uit die geskiedenisboeke nie. Ek het Jesus Christus uit die mond van 'n jong kind gehoor. Ek het Jesus Christus uit daardie persoon se mond gehoor. Ek het Jesus Christus as my redder ervaar. Jy kan met jou gawes die Here aan die mense rondom jou bekendstel. Daar by die skool, Don. Daar by 'n fabriek. Daar by jou werk, Jacques. Daar by 'n universiteit. Daar waar jy lekker sit en braai. Jy kan Jesus Christus aan mense bekendstel, dat hulle dan ook sal sê, wow, ek het die profeet, die beloofde een ontdek. Die mense wou hom toe met geweld koning maak. Hulle sê, maar hier is hy nou. Hier is die Messias nou. Kom ons maak hom sommer nou koning. En dan lees ons, Jesus het alleen die berg opgegaan. Want sy tyd het nog nie gekom nie. Die tyd was nog nie ryp nie. Hoekom was die tyd nog nie ryp nie? Want hy het nog nie aan die kruis gesterf nie. Dis waarvoor hy na die aarde gekom het. Hy het nie na die aarde gekom op 'n romantiese basis, dat mense kan sê, ag, dis 'n ou pragtige babietjie nie. Hy het na hierdie wêreld gekom om vir mense se sonde te sterf. En daarom loop hy dieper die berg in. En hy los die mense daar, want hy wil nie toe koning gemaak word nie. Maar nou moet ons onthou, hy het aan die kruis gesterf. En daarom kan ons nou, en moet ons nou, hom die koning van ons harte maak. Bring offergawes na hom toe, sodat hy dit kan vermeerder, en dat hy dit kan versprei. Dit het alles ewigheidswaarde. It has value in all eternity. Amen. Kom ons dank saam.
Almagtige God en Hemelse Vader, ons loof en dank U vir die woord wat vanoggend na ons gekom het. Here, werk met U Heilige Gees in ons harte as die prediker in ons harte wanneer ons van hier af verder gaan, wanneer ons hierdie dag ook aan hierdie woord dink en in hierdie week, sodat ons voedsel vir ons siele kan kry. Ons dank U Here dat U vandag vir ons brood gegee het, brood wat lewe gee. En dat Jesus Christus gesê het, as ons in Hom glo, in Jesus ons glo in U, dan sal ons nooit honger word nie. Dankie vir die brood wat lewe gee. Ons bid U nou om met ons die res van hierdie dag te wees, en ook in die res van hierdie nuwe jaar wat voorlê. Ons dank U dat ons dit tegemoet kan gaan, wetende dat U ons God is, om Jesus wil. Amen.